Ons so staan, kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, baie dankie vir die voorreg dat ons so in aanbidding voor U kan kom staan en dat ons harte op U kan rig en daardie begeerte kan hê om U lief te hê met ons hele hart, siel, krag en verstand en om werklik U te ken. En hoe meer ons U ken, Vader Jahwe, meer voor U te buig en in daardie genade oomblik van om te weet U is, U was, U sal wees. Heilig, heilig, heilig. Dit is ons begeerte, spesiaal ook wanneer ons die woord oopmaak, dat U ons sal vorm en sal skape en ons sal werklik verander na die beeld van Yeshua. Sodat wanneer ons voor U staan, U eie heerlikheid sal sien en daardie groot skepingsdoel, laat ons mense maak na ons beeld, dat dit voor U aangesig 'n lieflike geur sal wees. Dankie vir die werk van Yeshua wat ons kan besing. Dankie vir die troos en die ondersteuning van die Heilige Gees. Dankie dat ons U gemeente kan wees in Yeshua. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ek wil net gou seker maak, is die klank aan? Is dit aan? Gerrit, dit klink so sag. Kan julle my hoor? Maar dan is dit wonderlik. Dankie, Lia, dat jy my kan hoor. Dan beteken dit julle hoef lekker, mooi, duidelik hoor. Ons maak ons Bybels oop by 1 Johannes 5, die laaste hoofstuk van ons reeks oor Johannes. En ons gaan duidelik sien dat daar is dinge wat Johannes absoluut, kom ons noem dit maar in Afrikaans, vasmaak. Daar is geen onduidelikheid hieroor nie, dit staan vas. En dan spesifiek, vanoggend se tema, geloofwaardige getuienis. Geloofwaardige getuienis, om as gemeente geroep te word en bekend te staan, in die woord het baie in die liedjie voorgekom, gelowiges. Wat is 'n gelowige? Nou ons weet, uit Hebreërs 11 vers 6 uit, dat sonder geloof is dit onmoontlik om Jahwe te behaag. Die mens wil baie keer op baie maniere vir Vader Jahwe behaag, en ons moet aanvaar en buig en ons onderwerp aan Jahwe se manier, naamlik geloof. Nou geloof is nie aldag maklik nie, want Vader Jahwe gee vir ons die waarheid om te glo, maar ook omstandighede wat ons harte toets, of wankel dit? Kan ons harte standvastig wees? So baie van die liedjies, en pragtig daar waar Hendrik gelees het, 1 Korintiërs 15, dat ons moet standvastig wees, want om te glo dat die dode sal opstaan. Liefde het wat jy regtig beleef het, die pyn en die lyding van siekte, of die trauma van 'n ongeluk, en daai gemis, en jy is hier op aarde met daardie emosionele stryd, of selfs finansiëel as 'n broodwinner sterf, om werklik waar te glo, daar's 'n opstanding. Daar's 'n oomblik wat ons voor Jahwe gaan staan, en dat alles uit die woord van getuig, dat dit die waarheid is. Dit is soms maklik te sing, ek glo, maar wanneer jy in die stryd is dit 'n toets vir die hart. En Johannes het dit geweet, en die Heilige Gees het deur Johannes 'n brief geskryf in verstaanbare taal, om vir die gemeente geloofwaardige getuienis te gee. 'n Getuienis wat waardig is om geglo te word. Daar's bitter min hartseer dinge soos as jy 'n leuen glo. As iemand hoop opsit op iets wat nie gaan waar word. Dit is een van ons eie tydse uitdagings, dat met die internet en met sosiale media, daar soveel mense is wat beloof, jy het geld gewen, en mense vang, of belê hier, en daai bedrog, daai absolute, die persoon het vertrou, en dit was 'n leuen. Dis erg. En wanneer ons na die evangelie toe gaan, waar ons lewe, ons ewige verwagting op plaas, dan moet dit 'n geloofwaardige
getuienis wees. Ons kan nie sê, ag ons hoop maar. Ag kom ons kyk maar, as ons almal doodgaan of dit toe nou waar was. Ons kan nie daai houding hê nie. Inteendeel, jou geloof op aarde word getoets tot die uiterste. In genade sê Jahwe, hy sal ons nie bo ons kragte beproef nie, maar ons geloof word soos vuur wat silwer louter getoets. En Petrus sê dis kosbaar, dis iets kostelik. So wanneer dit die realiteit is vir ons as gemeente om te weet, ons geloof word beproef, dan moet ons weet dat dit waarin ons glo, die getuienis is geloofwaardig. Nou wanneer is 'n getuienis geloofwaardig? Kom ons lees in 1 Johannes 5 vanaf vers 6. Wel, kom ons begin maar by vers 5 waar ons laas opgehou het, want wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Yeshua die Seun van God is. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Yeshua die Messia, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed. En die 3 is eensstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Tot sover mag Vader Jahwe sy woord in ons harte seën en vir ons regtig die genade gee om te verstaan hoekom dit so belangrik is om dan nou hierdie deeltjie vanoggend ons eie te maak. Ons het in die vorige aflewering, wel, ek kan nie onthou wanneer dit was nie, want ons loop maar partykeer 'n bietjie rond, maar gebore om te wen, gebore om te oorwin, die boodskap, waar hy gaan sê dit dan in die vorige vers, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dan sê hy spesifiek in vers 5, wat is die oorwinning? Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Dit is die trant van die argument. Nou, is dit belangrik om te weet dat hierdie geloof wat die wêreld oorwin, is geloofwaardige getuienis. Dit is nie net sommer 'n geloof wat ons mekaar opsweep of sê hoor jy glo net. Daar is 'n absolute getuienis, 'n vastigheid, 'n onomstotelike vaste realiteit. Hoekom is dit moontlik dat mense hulle lewe op 'n altaar geplaas het terwille van die evangelie? Hoe is dit moontlik dat 'n volk bereid is om te vlug vir hulle geloof? Hoekom is dit, as ons dink aan die Waldense wat in die yskoue Alpe in berge terwille van die woord van die evangelie alles prysgegee het? Alles, die eerste gemeentes. As ons dink aan die wrede Romeinse vervolging. Dan was daar 'n oomblik gewees wat, kom ons sê, die pa van die huis met sy of jong bruid of jong kindertjies, wat weet, as ek aangaan met wat ek hier glo, dan gaan my kinders voor my, en ons weet wat die geskiedenis ingehou het. Dan kom jy op 'n plek waar jy sê, maar is dit wat ek glo die waarheid? Is dit regtig die moeite werd? Is dit geloofwaardig? En dit was die vlak van die eerste gemeente, en tot vandag toe moet ons, want ons word op ander maniere beproef, daar's 'n sekulêre wêreld daar buite wat spot en sê, hoe kan jy in 'n God glo? Die wetenskap het bewys, daar is nie 'n God nie. Ons kinders word van kleins af so geleer, daar is nie 'n God nie. Is net as daar 'n ramp is, dan is daar 'n biddag, maar andersins leef ons asof daar nie 'n God is nie. En dit is 'n wêreld wat spot. In die vorige, in die geskiedenis was daar 'n vervolging. Vandag is daar 'n spot, wat ook 'n mate van vervolging is.
Want daar word met jou gespot. Jy is fundamentalisties of jy's onopgevoed. Jy het nog nie die feite in die oë gekyk van wat die wetenskap bewys het nie. En dan wankel ons jong geslag baie, selfs ou mense. So hoe kan ons 'n vastigheid in die gemeente hê waar ons sê hier word ons geloof gevoed en gekoester en gebou sodat ons 'n vaste vertroue het in 'n geloofwaardige getuienis. Julle sal onthou in die begin van 1 Johannes met die reeks, ek herinner julle net in 1 Johannes 1 vers 2, het Johannes gesê, die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe. Dis waarmee die boek begin het. Hy sluit nou weer die boek af in hoofstuk 5 met dieselfde getuienis wat ons vir julle getuig aangaande die lewe. Dis nie iets kleins nie. As ons besef die omvang van die dood, dan en die lewe is sterker as die dood, dan is hierdie omvattende begrip, die getuienis van die lewe. Hoe verstaan ek beproewing, siekte, pyn, ellende in die lig van hy is die lewe? Wel wat belangrik is, as ons nou hierdie volgende gedeelte indeel, om vanaf vers 6 tot vers 9 dit raak te sien. Die hele vers 6 tot vers 9 is die getuienis wat Jahwe, die Vader, getuig aangaande die Seun. Dis ons eerste beginpunt, wanneer ons sê, dis 'n geloofwaardige getuienis. Kinders, baie keer as iemand, een kind vir 'n ander kind sê, jy moet dit doen, dan vra die een, wie dit gesê? Afhangende van wie dit gesê het, is dit jy wat nou net wil hê ek moet dit doen? Of is dit regtig pa? Dit hang af wie dit gesê het, of daar gesag is, of daar 'n geloofwaardigheid aan die opdrag is. Dis hoe ons mense werk. En in Johannes se sendbrief is dit so koslik, so groot, dat Jahwe self, die Vader, het 'n getuienis van die Seun. Dit beteken dat niemand het 'n verskoning nie. Dit beteken dat nie een van ons sal ooit kan sê, die boodskap het halfpad by ons uitgekom nie. Die boodskapper het nie vir ons die erns van die saak verduidelik nie. Daar was so 'n bietjie van 'n onduidelik, nee. Kom ons kyk mooi na die geloofwaardigheid rondom die Seun. Vers 6. Dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het. Yeshua, die Messia. Nou, die woordjie gekom het. Daar's 'n baie interessante verwagting in die Ou Testament en Nuwe Testament vir die een wat sal kom. Onthou julle Psalm 118. Geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Dis wat hulle gesing het toe hulle die palmtakke neergegooi het vir Joshua toe op die vul van die eerste lin gery het. Daar's 'n verwagting, dit is die Messias verwagting, die een wat sal kom. Wat sê Johannes die Doper? Daar's een wat na my kom. Ons in Afrikaanse Bybel sal julle dit in die woordjie gekom sien. Dit is in Grieks ergomai, wat nou niks vir die meeste van ons gaan beteken nie. Maar jy kan hom baie duidelik sien. Dit is wat Johannes hier skryf. Dis hy wat deur water en bloed gekom het. Hy het gekom. Nou is daar rondom die water, die bloed, 'n baie sterk getuienis. Hoekom? Wel, ons weet uit die Ou Testament uit die reinigingsgebruike rondom water, en dan is dit ook vir ons baie duidelik, want die hele boek gaan oor vergifnis van sondes, die verbond. Nou is dit baie duidelik dat Johannes die Doper doop met water tot vergifnis, tot hierdie beeld van Esegiel 36, ek sal skoon water op julle giet. En Yeshua self word gedoop. En wat gebeur by sy doop? En dit is 3 punte wat ons in ons Bybel baie mooi moet gaan merk. Matteus 3 vers 17, blaai gou saam sin toe. Matteus 3 vers 17. Water is 'n omvattende tema. Selfs die vloed van Noag, wat het hy skoon gewas? Wat het die vloed van Noag skoon gewas? Hy trek nie agter, dis hoekom hy my nou so 'n bietjie pla. Wat het die vloed van Noag skoon gewas?
al die goddeloosheid, hy het 'n hele geslag uitgeroei, net die wat in die ark was gered. Deur water heen het Jahwe die aarde veroordeel, so daar's 'n geweldige, die reiniging van die water is net 'n romantiese gedagte nie, daar's hier die sterk beklemtoning, en dan gee Jahwe vir ons rein water. Nou die doop het 'n baie diep betekenis. Ons wat nou die voorreg gehad het om onlangs 'n paar doopdienste hier te gehad het. Ek lê my ou lewe af. Die water is soos 'n watergraf. En ek staan in Yeshua nuwe lewe op. En Yeshua sê vir Johannes die Doper toe hy weerstand bied, nee, laat my toe, ek moet gedoop word om die geregtigheid te vervul. En dan kom hierdie getuienis wat die Vader van die Seun getuig, vers 16, Matteus 3 vers 16, en nadat Yeshua gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het, wat baie mooi is, onthou dit, en as julle dit nie meer daai fyn lettertjies die Naasland Bybel kan raak lees nie, dit kom uit Jesaja 42 uit, waar dit geprofeteer is, daar is my knegt, wie my siele welbehae het, wat ek my gees oplê. So die profete het getuig, die wet en die profete, die tabernakel het almal getuig van die een wat sal kom. En wanneer Yeshua kom, gebeur daar iets, en dink vir 'n oomblik daaraan. Wat moes deur Johannes die Doper sy gemoed gegaan het? Toe hy Yeshua doop, en hy besef, hy's besig, die Seun van die lewende God, die doop aan hom te bedien. En dit is nie net iets wat hy ergens gelees het, of wat sy pa, Sagaria die priester, hom geleer het nie. Stem uit die hemel, die Gees daal soos 'n duif op hom neer. Die Messias, die gesalfde, nie met mate nie, die volheid. En die boodskap, die getuienis, wat later geloofwaardige getuienis is, sodat mense, jy kan alles verloor in die wêreld, maar jou geloof sal vas bly staan, want die Vader het gesê, vanuit die hemele uit, dit is my geliefde Seun, in wie my siel 'n welbehae het, en ek kombineer nou hierdie plus Lukas se weergawe. Wat 'n sterk getuienis is dit, wanneer ons die getuienis het van Yeshua, eerstens, hy het gekom deur water, en nie deur die water alleen nie, ons gaan nou oorgaan na die bloed, en vers 9 wat sê, ons neem graag die getuienis van mense aan. Hoeveel te meer die getuienis van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Nou ons weet van 3 geleenthede, waar die Vader vanuit die hemele dit gespreek het. Hierdie is nommer 1. Dit is my geliefde Seun. En ons weet wat staan in ons Bybels, nee, wat het hierop gevolg? Nie 'n wonderlike feesmaal, 'n vakansie, omdat Yeshua goed gevoel het oor hierdie mooi getuienis van die Vader het my lief, so nou gaan dit met my goed gaan, en ek sal geseënd wees, en nee, wat is die volgende opskrif in julle Bybels? Die versoeking van Yeshua, en Yeshua is deur die Gees, die Gees wat soos 'n duif op hom neergedaal het, om hom toe te rus, om hom te salf, is hy deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word, en ek wil dit nou met respek sê, nie eers deur sy familie of skoonfamilie nie, maar deur die duiwel self. Hoekom? En ek noem dit, want dit is gewoonlik ons familie wat ons baie keer, of mense wat naby is, wat jou seer maak, en dan sê ons, dis te swaar vir my. Hier gaan Yeshua deur ons intenste beproewing, die intenste stryd wat daar ooit kan wees, met die duiwel self, in die stryd te gaan, en te oorwin vir ons, sodat ons kan vasstaan in ons geloof, hy het oorwin. Gesalf deur die Heilige Gees, bemoedig, versterk die getuienis van die Vader, dis my Seun, vir wie ek lief het, dis hy, wat sy volk van hulle sonde sal verlos, dis hy, wat die bose sal oorwin, dis hy, wat as koning, priester en profeet, vir ons, as tweede Adam, die oorwinning sal bring.
Die Vader self plaas sy getuienis daarop. Maak nie saak of die mense in Nasaret hom geken het as die timmerman se seun en gesê het, wie is hy? Hy gesels dan daar met die hoere en die tollenaars. Maak nie saak wat mense van hom gesê het nie. Maak nie saak wat sy gelaat gesê het nie. Jesaja 53 sê, hy was verag deur mense. Ons het hom nie geag nie. Hy was nie hierdie sterk, breë bors Saul wat kop en skouers voor almal uitgestaan het. Hy het nie 'n gelaat van 'n mens gehad nie. Ons moet maar pas op vir die prentjies waar daar geskilder word van die mooi, skoon Joshua. As mens het hy kom lei. Nou in sy verheerliking is daar nie iemand mooier as Joshua met die beskrywing van Openbaring van sy oë. Maar as mens het hy kom lei. Hulle het hom nie geag nie, hulle het hom verag. Maar die Vader plaas die getuienis, dit is my seun. En die volgende een wat ons gaan hanteer, waar die stem uit die hemel sê, luister na hom. Ek gee vir julle die vastigheid, dat julle nooit hoef te twyfel. Maak nie saak wat mense en geskiedenis en wetenskap en wie ook al sê nie, dis my seun deur wie ek alles geskep het, dis my seun deur wie ek julle die lewe gee, dis my seun deur wie ek die wêreld sal oordeel. Die grootste onderwerpe wat daar ooit kan wees, moet ons terugvat. Is dit 'n geloofwaardige getuienis? Ja, amen. Die Vader self het die getuienis gegee. So die tweede een wat ek wil hê, ons moet gou-gou na toe blaai, terwyl ons gesels oor God se getuienis aangaande sy seun, is Matteus 17, die berg van verheerliking, waar ou Petrus ons weer laat lag het toe. Hulle moes waak en bid, toe slaap hulle, soos in die tuin van Getsemane later. En as hulle wakker word, dan weet Petrus nie wat hy sê nie, dan wil hy hitte bou. Maar ongeag die mens, is dit Jahwe wat 'n kragtige getuienis gee. Julle onthou van Moses en Elia wat saam op die berg verskyn? Dit kan julle daar in vers 2 eers lees, waar Joshua het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig, Matteus 17 vers 2, en sy aangesig het geblink, soos die son. Nou dit op sigself is 'n getuienis, want dit herinner ons onmiddellik aan Moses, wat op die berg Sinaï Jahwe ontmoet het, en as hy afgekom het, het sy gesig so geblink, dat hulle moes bedek, want hy was die bedienaar, die middelaar van die heerlikhede van Jahwe in die ou verbond. Maar hier het Joshua sy gesig, sy klere het wit geword, soos die lig. Dit op sigself is al 'n getuienis, nie verbaal. Net dit wat hy uitgestraal het. Maar bo-op dit alles, vers 5, terwyl hy nog spreek, oordek hy helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Wat is die implikasie van daai getuienis? Imperatief, opdrag, luister na hom. Dit is hoekom die Vader die seun verheerlik het. Dit is hoekom dit gebeur het wat gebeur het. Sodat ons sal luister met vrees en bewering. Deuteronomium 18 is die belofte van die groot profeet wat sal kom. En Jahwe sê deur Moses, dat ek lê my woord in sy mond, en die een wat nie na hom luister, moet sy siel moet uitgeroei word. Ek het hom aangewys. Die apostel sê, Johannes, Petrus, Joshua is deur Jahwe gesalf, hy's aangewys, en ons sal daarmee afsluit aan die einde van die boodskap, deur baie kragte en tekens en wonders, en een van die wonderlikste dinge wat vasstaan, waar Petrus, veral Petrus, nogals beroem, al het hy daardie dag, maar moes skaam kry oor sy onkunde. Hy sê later, ons het nie verdigte fabels, stories opgemaak nie. Ek was daar, sê hy, toe hierdie stem uit die hemel gekom het. En daarom die evangelie wat ons vir julle oordra, is geloofwaardig. Ek sê weer, daar's verskillende maniere ons geloof beproef word. Somstyds is dit trauma in jou lewe, somstyds is dit net die sekulêre wêreld se spot, of twyfel in jouself. Twyfel. Net, jy bevind jouself op 'n plek wat jy wonder.
Is dit wat my ouers my geleer het? Regtig so? Kyk hoe min is ons. Kan dit waar wees? En dan moet ons weet, en ek sê dit spesiaal vir ouers, van al die baie dinge wat jy vir jou kinders wil leer, sorg dat die geloof op die vaste fundament geloofwaardige getuienis is. Dit is nie die krag van die getuienis lê nie in ons nie. Dit lê nie in die sterkte van ons gemeente nie. Dit lê nie in enige mensvlak nie. Jahwe self, die Vader het van die Seun getuig. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. En daar was spesifieke plekke, die doop, Matteus 3 wat ons hanteer het, die berg van verheerliking, en dan die ander wat ons so 'n bietjie afskeep, minder bekend, Johannes 12. Net voordat Yeshua sou sterf, net voor die boefretrek, net in daai lydingsweek. Daai tyd wat mense, veral die disippels, kragtige bemoediging nodig gehad het vir dit wat sou voorlê. Hoekom sê ek dit? En kyk toe die soldate op daag hardloop hulle weg. Kyk hoe maklik verloon Petrus Yeshua. Dis ons mens. Maar Jahwe het kragtige getuienis gegee. Johannes 12 vers 27. Nou is my siel ontsteld en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Is 'n absolute uur van benoudheid, soos ek vroeër verwys het na die uur in die woestyn. 40 dae gevas. Dit was 'n uur van beproewing. Dan word jou geloof getoets. Dan word jou vastigheid getoets. Vers 28. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê, daar het 'n donderslag gewees. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Yeshua antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Let mooi op hierdie kragtige bemoediging. Dink vir 'n oomblik aan die eerste gemeente en dan aan jou eie lewe. Hierdie gemeente sou deur die wreedste heersers sou hulle vervolg word, die boosheid. Hoe moes hulle vir mekaar sê, Yeshua het oorwin, Yeshua is op die troon, ons leef in sy koninkryk, terwyl die wêreld in vyandskap en in boosheid was. Wel, hierdie stem het nie gekom ter wille van Yeshua nie, maar ter wille van die wat daar staan, veral dan die disippels, en die bevestiging is, dis die oordeel van die wêreld, die owerste van hierdie wêreld sal buitentoe gedryf word. Dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof in Yeshua, Messia, as die een wat sterf en opstaan en oorwin het. Hy het nie net gekom deur water nie, die doop nie, die volgende een wat 1 Johannes 5 sê is, hy het ook deur die bloed. Die bloed, sy hele getuienis staan vas. Een van die sterkste temas in die Bybel is bloed. Abel se bloed, wat deur Kain vergiet is, roep tot Jahwe vir wraak. En ons kan oor 110 voorbeelde gesels uit die tabernakel uit. Ons kan dink vir die kinders die Pasga. Die bloed van die lammetjies wat aan die deurkusyne gesmeer was 'n kragtige, vaste getuie en het die verskil tussen lewe en dood gebring. En Yeshua kom as die volmaakte offerlam en hy gee nie net vir ons 'n kragtige getuienis deur sy doop, sy messiaskap, om te getuig van die koninkryk van die hemel en te getuig van die Vader nie, maar ook die volmaakte getuienis deur sy bloed. Matteus 26, wanneer hy die avondmaal bedien en sê, dit is my bloed. Die bloed van die nuwe verbond, die verbond wat bepaal, julle is vergewe, julle is versoen. Die Vader self het hierdie verbond gesluit in die Seun, in die middelaar, met sy bloed. Dis die kragtigste getuie wat jy in jou lewe ooit kan hê. Wanneer dit by geld kom, dan soek ons waarborge, dankie Rassie. Ons het in
skool altyd geleer 'n check is 'n waarborg en 'n opdrag en al hierdie verskriklike iemand moet net nie vir my bedrieg en tog is daar baie bedrog. Maar wanneer dit kom by jou lewe, jou siel, wanneer dit kom by die heilige, ewig almagtige God, wat 'n waarborg is daar? Dat jy weet, jou sondes is vergewe. En die toepassing hiervan is eenvoudige gebed. Hoe kan jy met vrymoedigheid bid? En dis waar Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons vrymoedigheid kan ons ingaan in die heiligdom deur die bloed van Yeshua. Die bloed is die vaste getuienis wat op die versoendeksel, die ark van die verbond, daar waar die gerubstroon, daar waar Jahwe se teenwoordigheid was, dis waar die bloed getuig. Hulle is vergewe, hulle is losgekoop, hulle behoort aan my. Petrus besing dit, ons is vrygekoop nie deur verganklike dinge, goud of silwer nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. Dit is belangrik. As Paulus 3 jaar daar in Efese was, baie lief vir die gemeente, baie hard gewerk, groot dinge beleef, mense wat tot bekering kom, boeke oor towery wat verbrand word, leerskool, lekker Bybelskool gehad. En wanneer hy vertrek, sê hy, ek weet, dat na my vertrek gaan die wrede wolwe kom. En ek gaan dit nie net los nie, want hierdie mense is die gemeente wat deur die bloed van die lam gekoop is. Daarom gee hy vir die ouderlinge en die opsieners die geweldige taak dat hulle die gemeente moet oppas. Want dit is gekoop deur die bloed. Die bloed is die getuienis, ons behoort nie aan onsself nie. En daarom 1 Johannes 5, as ons so 'n bietjie terugblaai na ons teksgedeelte en ons kyk na vers 6 tot 9. Yeshua het deur die water, alles wat saam met die water gaan, die reiniging, die vergifnis van die sondes, maar dan ook deur die bloed gekom. Daar's 'n klomp tekste, as ek vinnig dink aan Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing, naamlik die vergifnis van die sondes deur sy bloed. Die bloedoffer is finaal. Is nie halfhartig nie. Yeshua sê aan die vloekhout, dit is volbring. Volmaakte bloedoffer. Nie die bloed van stiere en bokke, Hebreërs 9, wat vuil is na die vlees gereinig het nie, maar die bloed van die lam. Ek het hom hier oop, Hebreërs 9 vers 12, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan het in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring het. Hebreërs 9 vers 12. Daardie bloed is die vastigheid wat die evangelie geloofwaardig maak. Wanneer die lam gesien word in Openbaring 5 en daar gesing word, u is waardig om die boek te neem, want u het ons gekoop, u is geslag, die lam is geslag, u het ons gekoop met die bloed. Die bloed bring daardie vaste getuienis en hy is waardig om geglo te word. En geloof gaan oor in aanbidding, geloof gaan oor in lofprysing. Lofprysing sonder geloof is skyngodsdiens. 'n gebed sonder geloof is skyn. Dit behaag Jahwe, Hebreërs 11 vers 6, dat ons hom glo. En daarom is hierdie 'n vaste, 'n fundamentele onderwerp wat elkeen van ons moet seker maak. Glo jy werklik op grond van die getuienis wat die Vader van die Seun gegee het? Deur die openbaring, hy het deur die water en die bloed. Dit is vas. Dink vir 'n oomblik aan hoe bevoorreg is ons om 'n Afrikaanse Bybel te hê, waarin dit nie net soos iemand se doktorsgraad of 'n wetenskaplike verhandeling of 'n interessante tydskrif, dit is die woord wat deur Jahwe geadem is, geïnspireer is. Die hele lewe van Yeshua, die getuienis. Ek wil hê ons moet net weer vinnig blaai. En dit is interessant dat ons na Johannes sy evangelie ook so baie kan verwys, want sy sendbrief en die evangelie stem baie ooreen. Kom ons blaai na Johannes 5 vers 37 toe. Johannes 5, 37.
Ek weet ek het nou gesê julle moet bly na ons teks en dan moet julle alweer wegbly, maar hou net 'n merkie, daar's nie so erg nie. Ons sal nou weer soontoe gaan. Johannes 5 is 'n lang hoofstuk en dit gaan oor die getuienis. Die mense was baie bly oor Johannes die Doper. Hulle het gesien dis 'n man van God. Hy was die seun van 'n priester. Ja, weet wie op sy volk ag geslaan. Sagarias se lofsang is opgeteken en die mense het hulle verbly in Johannes die Doper. Soos ons mans nou sal sê, hy het nie nonsens gevat nie. Hy het so 'n bietjie weer vir die soldate gesê wat hulle moet doen. Hy het bietjie die fariseërs vasgevat. Hy het bietjie die sadiseërs op hulle plek gesit. Hy het gesê slange adder geslag. As julle nie tot bekering kom en die vrug dra nie, hoe sal julle die toorn van die hel ontvlug? Mense het respek gehad, want Jaweh het weer op sy volk ag gegee. Johannes die Doper het 'n toebereide volk vir Jaweh daar, 'n toegeruste volk. Maar wat het Johannes die Doper gesê? Na my kom een wat eerder is as ek. Julle verbly julle in sy getuienis. Yeshua is baie groter. En dis waaroor Johannes 5 dan spesifiek gaan. Johannes 5 vers 36, maar groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my, dat die Vader my gestuur het, alles rondom water, alles rondom bloed, die stem uit die hemel, vers 37, en die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig, julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. En hoe weet ons dat Yeshua sy getuienis groter? Johannes 1 uit die boesem van die Vader gekom. Hy het die Vader openbaar. Die berg van verheerliking, die doop, alles wat ons nou al gesê het en nog meer kan sê. En daarom sê Yeshua self vir die mense. Julle was baie bly oor Johannes die Doper. Maar my getuienis is baie groter. Want selfs Johannes die Doper kom nie uit die hemel nie. Selfs Johannes die Doper het 'n beperkte insig gehad. En as julle dan bereid is om agter 'n mens se getuienis julle volle gewig in te gooi, hoeveel te meer behoort jy jou hart, jou siel, jou totale wese voor Vader Jaweh te plaas en sê, Vader, ek glo met my hele hart. Dis 'n klisjé, soos liefde en vrede, het dit in die kerkwêreld 'n klisjé geword, ek glo. Dis so halwe rympie. Ek glo in God die Vader, die Seun. Pas op, ons het dit nou baie mooi gesing, nê? Jy het dit agtergekom. Wat glo ons? En dit gaan getoets word, want dit is wat Jaweh behaag. 'n Getuienis wat geloofwaardig is. Ek wil begin afsluit deur spesifiek net weer te verwys. Onthou julle die eerste diens hierdie jaar 4 Januarie, toe was ek daar in George. Dit was die boodskap kragtige getuies, waar die apostels soos Petrus, Paulus kragtig getuig het deur die Heilige Gees van Yeshua Messia. Maak nie saak of Paulus gestenig was of dood agtergelaat is nie. Hulle het deur die krag van die Heilige Gees getuig. En dis hierdie apostels, spesifiek dan nou vanoggend 1 Johannes 5, wat vir elke gemeentelid, elkeen, jonk en oud, uit die woord van Jaweh 'n spesifieke opwekking, 'n spesifieke bemoediging om jou geloof te versterk. Maak nie saak wat vir jou voorlê nie, maak nie saak in watter beproewing jy gaan kom of alreeds is, of gevoel het jy het al gefaal nie. Die tema van 1 Johannes het ons gesê is beleef jou sekerheid. Dit is net 'n gevoel nie. Dit is toerusting. Die skild in die wapenrusting van Efesiërs 6 is die skild van geloof. Geloof wat op 'n geloofwaardige getuienis gegrond is. In ons teks, en ek gaan nie nou soontoe blaai nie, maar sê daar's 3 wat getuig, die Vader, die Seun en die Gees. Die Vader spreek. Die woord, Yeshua, word genoem in Openbaring 3, in die laaste gemeente van Laodisense, die getroue en waaragtige getuie. In Openbaring se konteks is 'n stryd, is oorlog. Dit is 'n gemeente wat vervolg word. Johannes, hy was op die eiland Patmos in die verdrukking.
En daarom as Yeshua spesifiek vir die gemeentes aanspreek, dan staan hy onder hulle as hoofletter die getroue en waaragtige getuie, want sy getuienis moet geglo word, want daarvolgens word ons geoordeel. Wat het jy met die waaragtige en die getroue getuienis in jou lewe gemaak? En ons gee vir mekaar interessante of voorbeeldjies van uit ons kinderlewe uit. Ek onthou destyds ons klas het altyd geraas, wat 'n klas raas nie as die onderwyser uit die klas uit is. En dan is daar nou een kind wat sal sê, hier kom die onderwyser. En dan moet jy nou besluit of jy hom gaan glo of nie, want ons ken die storie van Wolf. En as hy reg was en jy het besluit, maar ek gaan hom nie glo nie, dan dra jy die gevolge. En dis maar net 'n kindervoorbeeld. Hoeveel te meer ons wat glo Yeshua kom weer, en hy sê, die woord wat ek tot julle gespreek het, sal julle oordeel. Die woord is die maatstaf waarvolgens elkeen van ons rekenskap moet gee. Dan is dit belangrik om te sê, maar die woord is 'n geloofwaardige getuienis en ons lewe moet daarvolgens vrug dra. Ons kan nie net sê, ek glo dit of ek weet van dit, maar daar's nie die vrug nie. Dit is 'n boodskap van opwekking. Johannes skryf dit baie duidelik vir die gemeente. Hy wat hierdie woord, hierdie getuienis glo, het die lewe. Maar dit is 'n diepgaande geloof. Dis 'n geloof wat Jahwe beskik het vir elkeen van ons, wat nie net van self kom nie, maar 'n geloof wat Efesiërs 2 sê, 'n gawe is. Binne 'n verbondsverhouding, binne 'n ek ken jou by die naam, jy moet my ken, en daai onbreekbare band, Abraham, wat deur die geloof teen hoop op hoop, op Jahwe se beloftes gestaan het. En dis ons vraag vanoggend. Hoe lyk jou geloof? Is daar in ons harte 'n tekort of 'n leemte om te sê, maar die getuienis van die woord is onduidelik, of ons kan nie regtig, die Bybel is 'n moeilike boek, dis net vir die slim mense, is net vir die groot mense. Nee, Johannes sê, dis vir die gemeente, jonk en oud. Kom ons blaai ter afsluiting na Hebreërs 2 toe. Hebreërs 2. En ons het in die Hebreër reeks gesê dat hierdie gemeente was ook onder beproewing, en die boek Hebreërs was 'n opwekking van hulle geloof, en dit was 'n getuienis van Yeshua wie hy is, en die regverdige sal deur die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen behaag in hom nie. Die boek Hebreërs is baie duidelik daaroor. Maar vroeg in Hebreërs 2 is daar hierdie vermaaning waarmee ek wil afsluit vanoggend. Daarom moet ons des te meer ag gee, vers 1, op wat ons gehoor het. Onthou julle Johannes, dit wat ons gehoor het, dit wat ons gesien het, dit het ons getuig. Ons moet ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug? As ons so 'n groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur Jahwe verkondig is, die getuienis van God aangaande sy seun, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, die apostels, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Onontstootlike getuienis, bewys, vas, geloofwaardig. Ons het vanoggend eers gefokus op die getuienis wat die Vader en die Seun getuig, die getuienis wat die water en die bloed, maar hier word nog die engele, Gabriël, spreek die evangelie aan Maria, sê, die seun wat gebore sal word,
sal op die troon van sy vader Dawid sit. Hy sal, en dan is daar al hierdie beloftes. Daar was by ander geleenthede engele wat ook getuienis gelewer het. Dis vas. Hoe sal ons ontvlug? As ons hierdie goeie evangelie veronagsaam. Wat beteken veronagsaam? Jy nie die vrug dra wat by die bekering pas. As jy nie die vrug dra van die salige evangelie nie. En hy sê baie duidelik, Jahwe self het dit en dit is bevestig. Mag dit vir ons elkeen 'n vastigheid in lewe wees. Hy sê wel, hy tekens en wonders, daar was die era en Handelinge waar daar en wonders was. Ons hoef nie 'n oorspelige geslag soek heeldag net tekens. Hy sê, my opstanding is die teken. Ek het opgestaan na 3 dae. Dis die fundament van ons geloof. Ons het nie nog tekens en wonders nodig nie. Yeshua het vir ons gewys. Die uitstorting van die Heilige Gees. Ek het dit nou nie eers behandel, ons gaan eers halt roep. Maar die water in die Gees van die waarheid, 1 Johannes 5. Die Gees van die waarheid. Wat 'n voorreg om vir mekaar hierdie week te bid. Mag ons onder leiding van die Heilige Gees die woord van Jahwe lees. Mag ons geloofwaardigheid van die Bybel koester. Daar was nog nie 'n era so sien hoe mense openlik die Bybel is net 'n narratief, maar net 'n storie. Dis maar net mense. Dis en dit is sommer hier naby in ons eie bekende Afrikaanse kerkwêreld word die maagd van Yeshua ensovoorts bevraagteken. Ons het 'n roeping om Jahwe te verheerlik met 'n geloof wat die getuienis daarop plaas. Die getuienis wat Jahwe het ingaan as sy seun is waaragtig. Kom ons staan en bid ons saam. Dankie almagtige Vader Jahwe vir 'n oomblik om as gemeente te kan staan, te kan stil word, dat die woord in ons lewe ons oproep, ons opwek om te reageer op hierdie pragtige getuienis wat U aangaande U seun getuig het. Te midde van beproewing, te midde van 'n wêreld van verdrukking, is U die een wat getuig, dit is my geliefde seun. En daarom wil ons hierdie getuienis in ons harte ook vanoggend koester deur te erken, ons is U kinders in Yeshua. Ons het die volste rede en oorweldigende getuienis om elke dag op te staan en voluit vir U te lewe. Om nie te murmureer nie, nie te kla nie, nie te twyfel nie. U nie te versoek soos Israel by die waters van Meriba nie. Maar werklik elke dag op te staan en sê, dankie Vader, Immanuel, U is met ons. Ook in ons eie tyd, maak nie saak wat ons beproewing is nie. Ons wil bid, dat U in ons gemeente sal werk, dat U elkeen se geloof ook vanoggend sal versterk. Nie op grond van onsself nie, maar op grond van die getuienis wat U getuig het. Elkeen wat swak is, dat ons die swak hande vanoggend sal optel. Die knieë wat uit lid is, dat ons die reguit pad sal bewandel. Dat ons 'n onwrikbare liefde vir U sal hê, 'n vurige hart wat U behaag. Dankie dat ons dit mag bid. Dankie dat ons dit kan vertrou vir ons kinders, vir die volgende geslag. Dankie dat ons dit kan bid vir ons ouer mense wat hulle wedloop voltooi. Dat ons die geloof sal behou en die goeie stryd sal stry en die kroon in besit neem wat daar in Yeshua Messia is. Amen. Net voordat ons gaan afsluit met ons slotlied, wil ek net ook noem, ons het verlede jaar vir
Tannie Annetjie begrawe, wat ons baie dag geken as Tannie Annetjie Loubser, maar sy het mos toe later getrou met oom Kobus Kleinsmid, en oom Kobus is toe ook hierdie week oorlede. En wonderlik dat hy ook sy geloofstryd behou het, gestry het. En ons eer Vader Jahwe vir elke deelnemer wat sy wedloop voltooi. So ons dink spesiaal ook aan die getuienis wat van ons lewe uitgaan. Het is altyd by begrafnisse, mense onthou die interessante dingetjies en die persoon, maar daar is iets groter. Die werk wat Jahwe begin het, wat hy voltooi in iemand se lewe. So ons dra die familie en almal daar betrokke op aan Vader Jahwe. Kom ons staan so dan, hef ons die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.